Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Oorlê-land is die sleutel tot vrugbare grond en iets waarin Frikkie Nel van Botha wil vasglo. Frikkie boer omdat dit in sy bloed is en omdat dit vir hom lekker is. Hy erken egter dat boerdery 'n uitdaging bly veral in hedendaagse tye en dat die mense fyn balans moet aanpak om optimaal te produseer. Oorlê-lande is veral nuttig aangesien die reënval so wisselvallig is en meer word ook. En die belangrikste voordeel daarvan is dat dit vog stoor. Frikkie maak verder ook geen geheim van sy voorliefde vir John Deere trekkers nie. Ek het 'n heerlike geselsie geniet met hierdie kleurvolle alumnus van Potch se eertydse pampoenboere. Lekker leer en lekker luister. Frikkie, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar is jy eigenlijk in die wêreld? Waar het jy groot geword? Jou familie? En wanneer het jy begin boer en hoekom? Baie dankie vir die geleentheid. Ek is Frikkie Nel hier van in die Botawil distrik. Ons bly tussen Botawil en Wesselsbron. My pa was 'n boer. Hy lewe nog, maar hy weens gesondheidsredes het hy opgehou met boer. My broer, ek en hy het saam geboer op 'n tyd, maar hy boer op sy eie, ek boer op my eie. Altyd my oupas het geboer, my skoonpa het geboer, so boer dis in ons bloed. Dis wat ek vandat ek 'n klein windbuksie was dit vir my niks so lekker na skool. Daai jaar het ons nog geploeg en ja, daar's my niks so mooi. Sê nie ploeg is reg nie. Ek sê daar's niks so mooi as trekkersploeg nie. Die reuk van die grond dis net fenomenaal. As jy die aand in jou bed lê en jy sien hier in die suide so dik wolkebank en 10:00 die aand en hoor jy die donderstorms en die weerlig slaan. Dis onbeskryflik. Hoorie Frikkie, ek val jou so vroeg in die rede, ek gaan jou baie rede val, maar nou jou oupas en so aan en jou skoonpa is almal almal maar Botawil distrik al die jare? Ja. Nee, my skoonpa omdat ons hier in Botawil is almal van almal familie so. My skoonpa het in Tabazimbi geboer. Maar my oupas het almal hier in die Botawil distrik geboer. My oupa, ons is 4 kinders en getrou aan 'n Suid-Afrikaanse familie, het almal mos 'n familienaam. So ek het nog 2 susters en 'n broer. Ons almal is na ons oumas en oupas vernoem. En my oupa Frikkie, wie se naam ek gekry het, hy het 1941 begin boer. Het hy sy eerste plaas gekoop. So die grond is nou nog in ons besit en waarvoor hy baie dankbaar is. En ja, ons is maar gebore en getoe in hierdie mieliewêreld. Sjoe, wat 'n voorreg. Dis absoluut 'n voorreg. Ek was na skool by die pampoenboere gewees en maar jy was die soetklas van die pampoenboere. Ons het hard geleer, ons het geleer van grastake en moeilike goed en kunsmissomme en skaap en weesbeoordeling. Dis maar was maar daai tye. Ja, om die kort en lank is 'n bondelvryery, maar uitgeloop op 'n huwelik na verloop van tyd.
Hoorie, en toe jy nou, jy het gaan swat en, maar dit klink vir my, jy het nog altyd, daar was nie twee dinge daaroor dat jy sou gaan boer het nie. Ja, ek kon nog altyd gaan boer het as ons, ek was so stupid op skool, as, ek het maar gesukkel met baie van die vakke, en, maar ja, ek wil nog my hele lewe lang, ek is lief vir trekkers, ek is lief vir die saaiboerdery. Dis lekker, ek sê nie dis winsgewend nie, maar dis vir my. Kyk, daar's ook natuurlik, ek weet vinnig, weet in terme van skool en goed doen, ek sê altyd, of dis gewoonlik omdat ouens verveeld was, weet, oor die jare nog steeds is wat party manne sukkel, so ek gaan nie al die skuld aan die student se voete lê nie. Ja, nee, maar wat lekker was, kyk, dit is die pampoenboere, ons was nog pampoenboere gewees, en baie vooraanstaande boere in Suid-Afrika was by die pampoenboere gewees. So ons het, wat lekker was, ou het baie praktiese opleiding gekry. Ou het geweet hoe om 'n ploeg in te stel, maar ou het daar 'n bietjie die fynere kunsies geleer. Ja. So dit klink soos 'n landboutechnikon. Sou dit 'n akkurate beskrywing wees? 'n Landboutechnikon. My pelle wat via agriek geswat het, is baie slimmer as ek, maar daai was baie prakties, was baie lekker gewees. Waar kom die naam vandaan? Ek bedoel, die pampoenboere is mos maar berig oor die jare gewees, maar wat is die pampoen, waar kom dit vandaan? Nee, ek het al 'n bietjie vergeet, maar ek onthou net, ek ken Potje pampoenboere, die Landbou College was die pampoenboere. En hoekom was julle so stout? Of was julle klas nie stout nie? Ag, ons klas was uniek gewees. In my tweede jaar, kyk, ek ken nog die lesers, Scientia Potestas S, en die mooi woord is mos kennis is mag. Maar die na-ure lesing was, ons wil boer want ons is dom. Ek sê dit kom nie. Allerhand. Ja. En hierdie moet jy uitsaai, en dit het toch nooit weer gebeur, vandat ek het in die Pikse geskiedenis nie. Ons was deel van ons het teen die Pikke rugby gespeel, nee? Wat 'n jaar was dit nou? Ek was 1997, was ek die eerste jaar. Ja. In 1998 was ek die tweede jaar. En in my tweede jaar het ons derde, tweede en eerste span die Koshuisliga gewen teen die Pikke. En nog geen Koshuis van die Pikke kon dit regkry nie, behalwe as hulle nog niemand kon dit regkry nie, nie Hombrein nie Patria, nie een van die ander Bobbejane kon dit regkry. Is reg, is los om in. Het sal interessant wees wat die ander manne sê. Maar ek onthou, ja, ons het geboer, ons het mos met julle manne of met die Pikke gejoel daai jare, so ek onthou nog goed, altyd net bloody koud gewees. Ja, verseker. So waarmee boer jy presies en hoekom? Die hoofvertakking by ons is maar mielieboerdery, en ons alternatiewe gewas is, ons plant wit mielies, ons wisselbou gewas is geel mielies, en ons plant sonneblomme, en ek wil graag nog koring plant in my lewe. Dis nog iets wat ek nog graag wil doen vir die wisselbou, maar eintlik produseer ons wit mielies, sonneblomme, en ons maak gebruik van oorlei lande om vervogbestuur en kontantvloeibestuur en risikobestuur. So brei bietjie meer daarop uit, so hoe dit oor die jare geprogresseer. Weet wat, nee, ons het groot geword, ek het nog groot geword met ploë, en hier in die laat 80s, vroeg 90s, het almal mos oorgegaan na die ribbewerking, die stoppelbewerking. Deur middel van die ribbewerkingsstelsel word daar dieper as 30 cm met 'n tandimplement gewerk. In sommige gevalle word daar so diep as 90 cm gewerk. Die primêre rede vir ribbewerkings is om beperkende lae in die grond op te breek en daardeur diep wortelpenetrasie te stimuleer ten einde water en plantvoedingsstowwe uit die dieper grondlaag te kan onttrek.
Dit word gedoen deur 'n gunstige ondergrondstruktuur te skep, deur verdigte zones op te breek en so gronddeurligting te bevorder. Verreweg die belangrikste rede waarom die ripbewerkings gedoen word, is om diepliggende verdigte zones op te breek. Verdigte zones word deur landverkeer veroorsaak met trekkers as die grootste sondebok. En dit het 'n groot verandering in ons omgewing in die hele graanboerdery teweeggebring. Want ons twee grootste gevare, twee omgewingsfaktore waarmee ons sukkel is vog en winderosie. En die stoppelbewerking het gemaak dat ons kry dit nie altyd reg nie. En die ander ding is die verdigting waarmee ons gesukkel. Dit ons begin rip en so. En dit het gemaak dat ons vog beter kon benut en die stoppels wat ons probeer soveel as moontlik stoppel bou om ons die jong saailinge teen winderosie te beskerm. Maar dis 'n uitdaging. Vandag pak die implement en dan maak jy weer 'n bewerking aksie en oor 2 weke is dit verkeerd van dan waar jou saailinge weg. So dis 'n fyn balans wat jy moet heeltyd dink, dis 'n fyn balans wat jy moet handhaaf om optimaal te produseer en so. Wat ek is lief vir oorleilande en ek het dit by my bure geleer. Oorleilande, dis duur om te begin, want jy moet jou vaste koste bly dieselfde. Oorleilande sê ek altyd, die ekonomie van oorleilande maak nie altyd op wit en swart op papier sin nie, maar die agronomie, jou lande kry kans om te rus. Eerstens is dit 'n Bybelse beginsel, tweedens is dit jou lande kry rus en jy kry siekte, druk, bietjie onder beheer of gebreek. En dit maak dat jy met minder trekkers kry jy jou verspreiding van jou trekkers oor 'n beter oor 'n langer tyd jou trekkers meer effektief gewerk. Want omdat ons reënval wisselvallig is in terme van ons het tradisioneel altyd mos Oktober maand reën gekry. Kom ek sê vir jou so. Toe ek in die laerskool was, Desember maand het ons groen mielies gehad vir Kersfees. En ons plant nou nog tot na Kersfees. Ons vat nou groen mielies saam as ons wil gaan jag. Jy hoor of die seisoene het geskuif of die klimaat het geskuif. Dit weet ek nie, maar ek weet net ons plant al hoe later en ons vensterperiode word korter. Ons plantdatums word korter. So jy moet in 'n kort tyd moet jy klomp werk kan verrig en so en die oorlê wat dit help is om jy kry meer tydig jou werk gedoen en so. Jy kry kans om jou lande reg met kalk reg te stel en so. Want na oestyd Augustus, September maand, dan tradisioneel is dit windwaai maande hier by ons. Dan is daar min daar om kalk te saai. Maar as jy oorleilande het, dan kan jy Maart, April is dit bietjie windstiller. Vragmotors is meer beskikbaar en jy kry meer tydig jou werk gedoen en so. En dis die kort en die lang. En die ander ding is ons stoor vog. En dit help ons om deur die midsomerbedroogtes deur te kom en so. So ek wil net 2 dinge aansluit. Jy het gepraat van obviously die oorleilande is baie interessant en jy het gesê jy het dit by jou bure geleer. So ek wil net 'n bietjie ons kan dit nou tweedens aanraak. Ek wil net 'n bietjie verstaan hoe deel julle ouens met mekaar hierdie tipe inligting. Hoe lyk dit? So ek sal kom julle maandeliks by mekaar. So dis my eerste vraag en dan die tweede vraag met oorleilande, is daar soos die Engelsman sê, is daar rule of thumb? Is daar 'n persentasie van jou grond wat jy oorlê of hoe lyk dit? Hoe bepaal jy wat gelos word en nie? Die duimreël is, ou probeer altyd so, dit hang van jou boerdery af, dit hang van jou kontantvloei af, dit hang van jou grond af. Eerstens moet jou grond, dit help nie jy laat rus 'n land, maar die grondeienskappe kan nie die water stoor nie.
So dis ons in ons omgewing is ons bevoorreg om op watertafellande te kan boor. So ou moet die water die grondeienskappe moet die water kan opvang. Jy moet die water kan bære. Die grondeienskappe moet dit kan toelaat. So nommer 1 is dit help nie jy kan nie dit oorweeg as jou grond nie die water kan. Byvoorbeeld dit help nie 'n kleigrond kan nie water vas. So dit is jy moet kyk na jou kleipersentasie. Jy moet en dit bring my by die volgende punt. Ons het ons gronde. Nee, ek het met die behulp van my kunsmismaatskappy met wie ek al 'n lang pad stap, 'n goeie verhouding het ons grondklassifikasie gedoen. Ekskuus, is dit Syngenta? Wie terloops, moenie skaam wees om te sê wie dit is nie. Ek het met Omnia. Met Omnia het my baie gehelp. So verduidelik, so kom ons brei 'n bietjie uit daarna, so wat het hulle na die tafel toe gebring en hoe het hulle gehelp? Hulle het landboukundige dienste en ons het grondklassifikasie gedoen. So ons weet nou byvoorbeeld Elim land 2 is 'n diep grond, so ons kan hom oorlê. Maar Golden Fleece land 3 is 'n grondeienskappe laat dit nie toe, so dan weet ons het al die gronde vlakker as 60 cm het ons onttrek, want hulle kan nie water hou nie. Okay. So al ons diep gronde, soos ek weet, een plaas, ek noem 'n voorbeeld soos Huguenot, het watertafels, daar kan jy elke land kan jy daar oorlê. So ons probeer altyd om so tussen 25 na 35% oor te lê, want anders raak die vaste koste, kry jy nie die vaste koste gediens nie. Ek werk op 'n derde oorlê en 2/3 plant. En daai derde wat oorlê, trek ons, hulle praat van grid sampling, ons doen chemiese monsters, ons trek grids op vir presisieboerdery, en daardeur, jy doen elke 3de jaar, doen jy grid sampling, en dan kan jy mos nou sien hoe jou voedingsstowwe in jou grondstatus verbeter of verswak, en daarvolgens maak ons regstellings met behulp van presisieboerdery. So hoe lank lê daai grond? 24 maande en dit bars. Dis al wat sleg is van die stelsel, en dis hoekom ek wil oorgaan na koring toe, van dan is jy op 'n 18 maande oorlê-sisteem. Maar die 24 maande, dis net lank, maar dit werk. Die resultate, daardeur kon ek my langtermyn gemiddeld verlig. Want ons het opgegaarde vog in die grond. Ons onthou net, daai land is mos nou chemies reggestel. As hy mos nou magnesium kort, dan sou ons hom kalk. As hy pH nie reg is nie, ons het mos nou tyd om hom nou kalk te saai en reg te maak. Is daar 'n persentasie in terme van jou opbrengs wat jy het nog sê, obviously daar is goeie resultate. Is daar 'n persentasie wat jy kan deel van hoe lyk so verbetering? Ek is nie goed met wiskunde nie, dis my vrou se afdeling, maar as tussen 'n jaar op jaar land en 'n oorlê land, is daar ten minste 2 ton plus verskil. So as jou langtermyn gemiddeld 5 ton is, gaan jy op daai oorlê lande 7 ton stroop. Sure, dis baie interessant. Dit is 'n moeilike ding om te kwantifiseer in rand en waarde, want hierdie jaar gaan oorlê lande dalk minder gee so jaar op jaar lande, want net van ons versuip. Dit moes nou ek gaan jou so antwoord, oor 'n 10 jaar periode gaan oorlê lande, jaar op jaar lande, met ten minste 1,5-2 ton per hektaar meer produseer. Out of, ek weet jy Afrikaans vir out of. Maar nou soos jy sê, die voorwaarde hierso is die grond moet kan volhou. Dis eenvoudig soos dit. As dit nie in plek is nie, dan daai lande moet skoon gehou word. Ek gaan jou so antwoord, né? Ons het nou nog gepraat van my tersiêre opleiding wat ons nou hard geleer het. Ek het daar 2 goed geleer, né? Die land wat jy plant moet soos 'n juwelprinses wees. Fyn, ferm, vogtig en onkruidvry en sonder verdigtingslaag. Is dit die belangrikste ding wat jy geleer het dan? En wat ek nog geleer het, né, is bekalk die grond
en bemest die plant. So gepraat van leer. Jy het gepraat van jou bure. Kom julle manne by mekaar gereeld terme van so ek wil sê soos 'n mastermind en hoe werk julle deling van inligting? Is maar die studiegroepe in die omgewing en daar deel ou maar inligting in. Jy ry mos nou boere mos nou snaaks. Jy sien daai ou doen 'n praktyk en dan wonder jy mos studiegroep, ons het studiegroepe wat baie belangrik is en waar jy mos nou kundige sprekers skryf van onafhanklike maatskappye en kunsmismaatskappye en saadmaatskappye. Maar die oog is ook 'n goeie leermeester. Dis nie verkeerd om met jou oog te steel by jou buurman in terme van, maar kyk, die ou het nou hy gebruik dit en dit werk vir hom. En die ou het so 'n praktyk, dit werk vir hom. Weet wat, boerdery is nie soos wenresepte 4 of 5 nie. 2 teelepels kunsmis, 'n half koppie gif en 8 eetlepels diesel en nee, dit werk nie so nie. Elke plaas se omstandighede verskil, van die bestuurstyl verskil. Wat beskou jy as die moeilikste deel van boer? Bemarking. Maar is dit ook omdat julle hoofsaaklik prysnemers is? Absoluut. Die bemarking maak dit moeilik van wie wat jy maak jou somme en nou is jy maak jou somme, jy moet 5 ton stroop teen R2000. So op R10,000 per hektaar gaan jou klop jou somme by argumentsonthaalwe, nê. Maar nou is die prys R3,300, maar dit is 42 grade buitekant. Jy weet of die oes gaan bestyf. En dit is nou maklik om te sê verskans jou, maar dis 'n koste. En daarvoor het jy kontantvloei nodig. So bemarking is een van die dinge waarmee ek die meeste sukkel. Is dit ook hoekom jy na koring kyk byvoorbeeld? Ek wil koring plant oor 2 redes. Grondgesondheid, kom ek punt die wisselbou en dat jy 'n bietjie jou inkomste kan versprei. En ek aanvaar ook as ek nou luister wat die reitsman my vertel het, is juis omdat die plantvenster al hoe korter word, nee, en jy begin al hoe meer en die koring is nou weer hy kan nou die shots vat van die winters. Ja, nee, weet wat, dis 'n uitstekende wisselbougewas. Ons probleem om die winsgewendheid van koring is moeilik. Ons kry nie altyd hierso in September, Oktober, daai lentereën en dis wat ons kort. Dit maak koring moeilik en die laatkoues maak dit koring so opbrengste nie so goed is en so nie. Die laatkoues knyp die koring so opbrengste en die wegbly van die lentereëns maak dat die koring se winsgewendheid dit bietjie moeilik is, maar ek wil koring plant, nie vir winsgewendheid nie, ek wil koring plant vir grondgesondheid. Sien, dit kom weer, so dit klink vir my na jou kernstrategie in jou besigheid is hierdie oorlê boerdery en dan om seker te maak dat daai grond na 24 maande pristine is. Ja, nee, ou wil so na as moontlik, die saailing met die optimum, alles moet vir hom reg wees, dat hy kan optimum produseer. Wat is die belangrikste besigheidsles wat jy tot dusver geleer het? Die pen is magtiger as die swaard. Kry goed op skrif. Maak seker die goed is op skrif en rekord hou is vir my baie belangrik. Wat is daar spesifieke sagte ware wat jy gebruik of kan aanbeveel in terme van hoe jy rekord hou? Ek is nog van die ou tyd. Ek werk op 'n gewone Excel spreadsheet wat ek my kontantvloei begrotings uitwerk en my werklik is daarteen metings so. Maar ek sal graag daarvan hou om op 'n beter dis 'n leemte my boerdery, maar ek het rek gehad op skool en ons het nou landboubestuur gehad op pompoenboere. Ek kap my goed nog op 'n gewone Excel spreadsheet en ek dit vir my 'n redelike idee wat aangaan. Hoe gereeld kyk jy na jou spreadsheet? Nee, maandeliks. Watter ander besighede
Jy het nou vroeër Omnia genoem byvoorbeeld as 'n verskaffer het 'n groot invloed op jou sukses. Ja, yes, en ek moet sê ek het ook wie wat ek het groot geword met Fiat trekkers en ek was so klein seentjie gewees te loop was ek eendag saam met my pa en my oupa in die dorp gewees. En toe raak ek weg, toe gaan ek bank toe wil ek vir my 'n Landini trekker koop, maar gelukkig jy weet 'n klein hondjie se oë gaan ons na 6 dae oop, myne het ek koop gegaan. Ek het groot geword met Fiat trekkers en Landini trekkers, maar ek het nou 'n groenspan. Ek het my eerste trekker gekoop in 2008, 'n John Deere, ek het hom nou nog. Die John Deere trekkers so werksvermoë uitpresteer die ander by verre. En die John Deere's is 'n dierder spesifikasie as die ander, maar onthou net 'n John Deere word ontwerp, die ander word gebou. Dis nou 'n lekker brandewyn en braaivleis feit. Ek nou gesê. Dit klink as jy nou regmaak vir 'n debat met 'n ander boer wat nie 'n John Deere trekker het nie. Dit klink vir my dis deel van jou voorbereiding, jou counter. Ja, onthou net almal vergelyk hulle produk met John Deere. Ja, en dan almal vergelyk hulle of dit het sy 'n stroper, 'n spuit, 'n trekker of wat die implement is. My fabrikaat A is R100 goedkoper as my buurman se John Deere wat dieselfde werk doen. So John Deere is maar die maatstaf om goed mee te meet in ons omgewing. En die John Deere se RTK-stelsel, hulle auto-track, hulle selfstuurstelsels het 'n geweldige positiewe invloed op op my boerderytjie gehad. John Deere se auto-track selfstuurstelsel bied uitsonderlike akkuraatheid wat groter produktiwiteit teweegbring en 'n mens toelaat om op ander take as bloot stuur te fokus in die veld. Dit verlaag grootliks die inspanning van operateurs en verminder derhalwe insetkostes. Die auto-track SF1 gebruik die Free SF1 sein en is 'n uitstekende beginpunt vir bewerking, spuit en grasland toepassings. Sodra 'n mens groter akkuraatheid benodig vir stroop, saai, plant of sny, kan jy opgradeer na die SF2 met buigsame aktiveringsperiodes. Die auto-track RTK-stelsel lewer selfs hoër akkuraatheid vir die plant van gewasse en rye en ander beheerde operasies en lei jou masjinerie langs dieselfde bane dag na dag. Kan jy vir ons vir die manne wat nou minder die tegniese aspekte van 'n trekker verstaan, as jy nou daai John Deere trekker met die Landini vergelyk, hoe lyk daai verskille? Die John Deere is operateursvriendelik, hy werk makliker. Ek het nou 'n trekker, ek het hom tweedehands gekoop. Die trekker het nou 14,000 uur op. Ons maak vir die eerste keer sy engine reg. En ek weet nog van min ander fabrikate wat daai ure uit 'n trekker gekry het. Dis duursame trekkers. Hulle het langslewendheid, wil ek amper sê. Maar dit hang ook af hoe jy goed oppas, nee. Maar die John Deere, die navigasiesisteem van die John Deere is operateurvriendelik. So daai is twee belangrike faktore. Wat is daar nog wat uitstaan? Ek wil die belangrikste is dat die ding net langer hou of hoe sal ek sê, dis soos 'n kar wat langer voor jou moet diens, nee, dis nooit 'n slegte ding. Nee, dit gaan nie oor die diensintervalle nie. Ek dink net dit is dit gaan oor sy hoe lank hy kan werk, wat die maksimum wat jy uit hom uit kan kry. Ja, dit gaan oor die duursaamheid van die produk. En ek moet vir jou sê, ek het paar jaar terug het ek 'n langtermynverhouding met myself gesluit. Ek het myself uitgemaak wie is my strategiese vennote in my boerdery. En Syngenta is een van hulle, vandat ons die Syngenta onkruidprogram, die A tot Z program van hulle gebruik, is ons lande skoner. Ons het die gewasse word met veiliger produkte gespuit. Dit is duurder, maar die nawerking van die produkte is beter. En ek wil dis natuurlik baie belangrik vir jou, weer eens omdat jy oorlê georiënteerd is. Ja. Nee, ek het baie dankverskillig aan Syngenta. Hulle het my boonbehalwe dat hulle my help met gewasbeskerming, het ek nog die voorreg gehad om op hulle graanakademie te kon gaan, wat
lewensverandering was en so, wat ou baie gehelp het om jouself te ontdek en jou bestuurstyle te verbeter. So in terme van, ek wil net 'n bietjie fokus op, is nou die volgende vraag in terme van tegnologiese vordering, in terme van masjinerie, chemikalie of genetika, wat impak op die boerdery, jy het nou genoem hulle A tot Z program, wat behels dit? Jy sê lande is skoner, wat gee ons 'n opsomming van wat dit behels en wanneer het jy dit begin doen en wat is die voordeel van 'n skoner land? Ek het so van 5-6 jaar terug het ek op hulle programme begin spuit. Dit is 'n dieper program aanvanklik om te gebruik as die ander, is goedkoper program om te gebruik. Dit is allemaal generiese produkte, so ou weet nie hoe is die samestelling daarvan nie, wat is die kwaliteit van daai produkte nie. Syngenta weet jy is 'n multinational, hulle staan agter hulle produk en is veiliger om te gebruik, so jy het ou probeer vir jou eindverbruiker veiliger, gesonde goed neer te sit op sy bord aan die einde van die dag. En die nawerking van die gif is net beter. Onthou net, ek verstaan dit so. Pick n Pay maak Coke en Coca-Cola maak Coke. Maar daar is 'n verskil hoe hulle smaak. Pick n Pay Coke is goedkoper as regte Coke, maar dit kom uit die formulasie. Die Syngenta produkte is net beter geformuleer en dit bevorder gewasveiligheid vir ons, vir my. Hoe, in terme van jou besluitnemingsproses, jy het nou, waar kom jy op 'n punt, en ek bedoel, jy het nou genoem Fiat en Landini, van hulle af na John Deere toe, jy die dag toe jy besluit het Syngenta, wat dryf jou besluitnemingsproses? Is dit die studiegroepe, is dit, hoe gee jy nou 'n oue geleentheid om te kom pitch? Jy kom maar met proeflopies. Jy hoor, hy is mos nou 'n spreker by die studiegroep en dan hoor jy mos nou maar luister sy voorligting uit en dan soos ek het nou gesê, jy steel met die oog, maar buurman D gebruik Syngenta die program. Kyk hoe mooi skoon in sy lande. Wat doen ek verkeerd? So daai proef in die pudding, jy soek dit. Jy soek dit, ja. Alright, so op daai tema nog steeds, is daar iets anders? Ons het nou gepraat van Syngenta, masjinerie, genetika, natuurlik groot impak op die meeste boere. Die mieliegenetika verbeter ons elke jaar. Want almal wil ons moet hulle sê grow more with less. Die genetika van die grane bly net al hoe meer ontwikkel om te voorsien aan die voedingsbehoeftes van die wêreld. Right, so kom ons is hierso in die pylvak, wil ek amper sê. Kom ons sê gemeenskaps- en werkerontwikkeling. Hier in Botawil is daar 'n Baruch sentrum waar hulle werkers oplei om self groentetuine te maak en dit met evangelisasiewerk gekombineer om hulle te help met groentetuine en dis vir my 'n droom. Ek moet meer ons spandeer so baie om op die aardse akker te saai, maar iewerster en ek kry skam om dit te sê, moet ek meer beklemtoon om op die geestelike akker saam met my werkers mag ook te saai. Wat is ek wil, so jy sê, die bewustheid is 80% van die probleem opgelos, nee, so ek dink dis altyd positief as jy bewus is van die geleenthede wat daar is. Ek bedoel, wat is die grootste uitdagings? Ek bedoel, geleenthede, natuurlik evangelisasie, jy nou genoem. Wat is die grootste uitdagings met die gemeenskap en die plaaswerkers op die oomblik? Om ons plaaswerkers se kinders by skole te kry. Ek dink net die huidige model wat die regering daar het, doen plaaskinders tekort. Bedoelende, dis baie sleg vir die plaaswerkers dat hulle kinders nie by goeie skole uitkom of so nie. Hoekom is daar nie 'n busdiens wat ons plaaskinders kan oplaai na 'n goeie plaaskool toe nie? 'n betroubare busdiens om ons plaaskinders se werkers by 'n skool te kan kry nie. So is vervoer die groot uitdaging op hierdie stadium? Om ons plaaskinders
om ons plaaswerkers se kinders geletterd te kry. So, maar hoekom ek nou vra ook, dis nie dat daar tekort aan skole is in die omgewing, dit is om hulle daar te kry elke oggend en middag terug te kry. Is 'n uitdaging, is genoeg skole om hulle daar te kry. Wat gebeur uiteindelik? Hoe lyk die proses? Is hulle nie vervoer het nie, bly hulle nou net by die huis, of hoe, wat? As die kontrakteur nie betaal word nie, dan ry die bus nie, dan bly die kinders by die huis. En dis 'n onreg wat aan daai kinders gedoen word. Hulle het ons nie gevra vir dit. Wat is een van jou belangrikste persoonlike doelwitte vir die jaar? Om 'n rentmeester akkerbouer te wees. Is daar in terme van, en ek wil dis die tema wat hier deurkom, ek wil dis jou hart en is iets wat jy implementeer. Waar het hierdie bewustheid van dit gekom? Is daar weer eens hulpbronne waarna ouens kan gaan lees om net 'n bietjie die rentmeesterskap model, wil ek sê, beter te verstaan? Ek het 'n kursus geloop van Crown Ministries en ek sal dit regtig aanbeveel. Larry Burkett, né? Larry Burkett se boeke. Ja, daar was een Sondag in die kerk 'n spreker en ek het alself die voorreg gehad om dit te kon deel wees van so 'n klein groepstudie en ek kon alself die voorreg gehad om dit verander te kon aanbied en so. Ek sal regtig aanbeveel dat mense hierdie Crown Ministries se boeke lees en so. Wat se tegnologie sou dit nou 'n app of sagte ware wees, beïndruk jou? Wat my data verspil en dis verkeerd om seker om elke dag vir hulle te kyk, maar weervoorspelling apps vreet omtrent al my data. Dis my interessant. Maar jy sê apps ook, want almal die een is slegter as die ander een, so jy moet na 10 kyk, nee, om 'n baie goeie prentjie te kry. As daai ene die nuuskanaal om 7 uur sê dit gaan môre 40 grade wees, dan kyk jy al 9 apps, een sê 38, een sê 42, maar dan kyk jy daai van 38. En as dit nou regtig droog is en hulle voorspel reën, dan kyk jy voorspel die meeste reën. So is ook goed vir jou gemoedstoestand. Jy selektief met kyk maar, jy weet die glas is voller. Jy kyk vir die glas is voller weer app. Ja, maar dit is verkeerd. Reën kom van ons hemelse Vader af, nie van 'n weather app nie. Maar dis 'n tool, dis 'n hulpmiddel. En ek moet vir jou sê, die John Deere, die RTK-sisteme, dis nou sagte ware, ons saai kalk varierend, die besparing wat ons daarvan het. En ek is nog nie vol op presisie boerdery nie, dis een van my ander doelwitte om meer op presisie boerdery te kom, maar die tegnologie is net duur. Maar die feit dat ons het minder overlaps op 'n land. Ons saai varierend kalk. Ons spaar daarop. Dit maak 'n groot verskil. Het jy 'n persentasie? Is daar, as jy nou praat van overlaps, om nie dit te hê byvoorbeeld wat se onmiddellike impak? Ja, weet jy, onthou net die goed het ons die toerusting wat ons nou nie trekkers het, nê? Die trekker stuur self en hy is 2 of 3 centimeter uit. So vat bietjie land sien jy maar 100 meter en jou implement is 5 meter en elke keer die bietjies groot verskil. So jy het daar opgebreek, so jy sê 3 tot 5 centimeter of 3 centimeter versus 5 meter. 3 centimeter teenoor 'n half meter. Nou vat bietjie hoeveel half meters is daar in oor 100 meter. Sjoe. So as 'n aansienlike verbetering die som maak. Ja. Alright, laaste vraag. Wat is die een stukkie raad wat jy jou jonger self sou wou gee? Jy is te groot vir kleinlikheid, te edel vir onreg en korrupsie, te sterk om jou meer te verloor, te moedig om te vrees en te gelowig om jou deur terugslag te laat onderkry. Sjoe, dis kragtig. Sê dit weer asseblief. Jy is te groot vir kleinlikheid,
te edel vir onreg en korrupsie, te sterk om jou meer te verloor, te moedig om te vrees, en te gelowig om jou deur terugslag te laat onderkry. Baie kragtig. Ek hou daarvan. Frikkie, verskrik, dankie vir jou tyd. Die tyd vlieg so, ek sien ons al klaar 50 minute besig. So verskrik, dankie vir jou tyd in die lekker gesels. Ek het nou 'n hele paar goed hierso nuut geleer. Sterkte. En ek hoop om jou in Augustus op Nampo te ontmoet. Ja, nee, ek het jou nommer, ons maak weer kontak, hoor. Okay, Frikkie, alles van die beste. Dankie, hoor. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou, jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons op reg waardeer. Laat die wiele rol.